As jy 'n skaapboer is wat bekommerd is in die toekoms van jou skaapboerdery, of dalk is jy sommer net in die algemeen bekommerd oor die toekoms van skaapboerdery, dan is hierdie video heel moontlik vir jou. Ek stap nou die dag daar by die dokter se spreekkamer in, en toe daar sit 'n skaapboer, baie bekende skaapboer hier van my wêreld. En ek begin gesels sommer met hom en ek vra vir hom nou, hoe gaan dit met jou boerdery? Hoe gaan dit met jou skaapboerdery? En hy sê, jong, daar is nie meer geld te maak in skaapboerdery nie. En toe wonder ek by myself, is dit regtig so? Of pla jy maar net so 'n bietjie teenoor my? Nou in hierdie video gaan ons kyk na wat is die toekoms van skaapboerdery in Suid-Afrika. Ons gaan 'n bietjie kyk hoekom intensifisering, 'n mate van intensifisering nodig is. Ons gaan kyk wat bedoel ons met intensifisering en dan gaan ons 'n bietjie kyk na wat is die nuwe produktiwiteitstekens wat gestel moet word. Wat bedoel ons by produktiwiteitsindeks? Dit is die kilogram produk geproduseer per kilogram ooi gepaar, of die persentasie produk geproduseer in verhouding tot die ooi se liggaamsmassa. En dan gaan ons ook 'n bietjie kyk na vertikale uitbreiding in die boerdery. Welkom by die video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. As jy nog nie my boerdery evaluasie gedoen het nie, dan sal ek voorstel dat jy dit doen, want dit is belangrik dat 'n mens weet wat hou die toekoms in, maar dit is ook belangrik dat jy weet waar jy heiliglik staan in jou boerdery. So gaan soek die skakel, dit is reg onder hierdie video, dit sal in die opmerkings wees of in die beskrywing van die video, daar sal staan WMS skaapboerdery evaluasie, dan gaan doen jy die evaluasie. En as jy minder as 80% kry vir die evaluasie, dan stel ek voor dat jy sal deel word van my welvaart met skaap mentorgroep. As jy daar klik, as jy deel gegaan het, dan sal daar 'n skakel wees of 'n button waarop jy kan klik, daar staan welvaart met skaap mentorgroep. En dan sluit jy maar net aan, volg net die stappe. En dan sal jy deel word van my welvaart met skaap mentorgroep. Dit is maar net 'n groep waar ons as skaapboere met mekaar gesels om mekaar te help om winsgewend en volhoubaar te boer. Goed, kom ons kyk bietjie hoe lyk die toekoms van winsgewende skaapboerdery. Daar sal altyd 'n skaapbedryf wees, maar nie noodwendig soos ons dit vandag ken nie. Lae winsgewendheid sal produsente dwing om die biologiese doeltreffendheid en die produktiwiteit van hulle skaapboerdery drasties te verhoog. Terwyl presisie skaapboerdery in alle fasette van skaapboerdery voorrang sal moet geniet. Waarom is 'n mate van intensifisering nodig? Om 'n hoër wins uit skaapboerdery te genereer, is 'n mate van intensifisering van skaapboerdery ononderhandelbaar. 'n Ondersoek na die ekonomiese volhoubaarheid van semi-intensiewe en intensiewe skaapboerdery in die Hoëveld het getoon dat die bruto marge per ooi met 4 keer kan verhoog in vergelyking met die van 'n tradisionele ekstensiewe skaapboerdery. Om in die toekomstige vraag na lamsvleis te voorsien, is 'n mate van intensifisering van skaapboerdery nodig, omdat skaapgetalle nie veel meer kan toeneem nie, aangesien landbougrond vir veeboerdery al minder word. So wat is die produktiwiteitsstandaarde vir die toekoms? Konsultante is dit eens dat 'n ooi in die nabye toekoms 100% van haar eie liggaamsmassa in lewende lam sal moet speen om in die vraag na lamsvleis te voorsien. Vir hoogs produktiewe ooe moet die ooi produktiwiteitsindeks 750 gram lam gespeen per kilogram ooimassa gepaar wees. Dit beteken 'n ooi moet op 100 dae na lam 75% van haar liggaamsmassa in lam speen, in 'n stelsel waar ooe 1 keer per jaar lam. Die mate van intensifisering sal afhang van 'n betrokke skaapboerdery se infrastruktuur, bestuursvlak, kundigheid, begroting en so aan. Intensifisering van skaapboerdery behels die gebruik van een of meer van die volgende: 'n versnelde lamstelsel, sinkronisasie van ooe met sponse of siders, servikale of laparoskopiese inseminasie, skandering, lamhokke, kruipvoeding, voerkraal afronding en nog meer. Nou as ons gaan kyk na vertikale uitbreiding, die sleutel tot groei, as gevolg van die beperkte beskikbaarheid van landbougrond vir skaapboerdery en hoë grondpryse,
is vertikale uitbreiding van skaapboerdery die mees aangewese opsie om lamsvleis en wolproduksie per hektaar te verhoog. Lamsvleis en wolproduksie kan verhoog word deur die stelselmatige vertikale uitbreiding van 'n veeboerdery en gelyktydige verhoging van die biologiese doeltreffendheid en produktiwiteit van 'n skaapboerdery. Met ander woorde, hoër lampersentasie, minder vrektes en groei, deur gebruik te maak van moderne tegnologie, as ook die nuutste bestuurs- en voedingspraktyke, om diere se genetiese potensiaal ten volle te ontsluit. Met hierdie vertikale uitbreiding kan meer ooe aangehou word, sonder om die draagkrag van die grond te verhoog. Die produksie per hektaar kan ook verhoog word deur die draagkrag van die grond te verhoog. In die ekstensiewe gebiede kan dit geskied deur die toepassing van wetenskaplike veldbestuurstelsels om die hoeveelheid en gehalte van veldproduksie te verhoog. In die intensiewe en semi-intensiewe gebiede kan dit geskied deur onderskeidelik die aanplant van droëlandweiding en aangeplante weiding onder besproeiing wat die klimaat en omgewing dit toelaat. Nou as ons kyk na versnelde lamstelsels en verhoogde produksie, in gebiede waar die voervloei, klimaat, infrastruktuur en bestuursvlak dit toelaat, kan ooe se laminterval verkort word deur hulle elke 8 maande te laat lam. Speenpersentasie, dan aantal lammers gespeen per ooi gepaar per jaar, van 175 tot 225% is haalbaar in versnelde lamstelsels, waar droëland, aangeplante weiding, oesreste en volledige lammerooi rantsoene die hoofvoedingsbronne is. Op aangeplante weiding onder die besproeiing kan speenpersentasies van 175% tot 200% per jaar in 'n versnelde lamstelsel gerealiseer word. Die produsent moet egter baie goed beplan, begroot en bestuur om seker te maak dat dit finansiëel sin maak. Kom ons kyk na kunsmatige sinkronisasie en inseminasie. Ooe kan kunsmatig met sponse of siders gesinkroniseer word en dan met sponsontrekking met DMS gespuit word. Dit is dragtige medieserum. Hierdie metode kan die tweelingpersentasie met ongeveer 10 tot 20% verhoog. Lampersentasies van 120 tot 180% kan as gevolg daarvan gerealiseer word. Aangesien te hoë dosisse DMS kan aanleiding gee tot ongewenste getalle 3, 4 en selfs 5linge, moet dit met groot omsigtigheid gedoen word en moet die dienste van 'n kundige veearts gebruik word. Kunsmatige gesinkroniseerde ooe kan of natuurlik gepaar of servikaal of laparoskopies geïnsemineer word. Waar ooe natuurlik gepaar word 14 tot 20% ramme, met ander woorde 5 tot 7 ooe per ram gebruik omdat die ooe almal binne 3 tot 5 dae op hitte kom. Handdekking kan ook in hierdie geval gedoen word, maar is baie arbeidsintensief. Omdat hierdie ooe meestal ook binne 3 tot 5 dae van mekaar gaan lam, moet hulle in lamhokke lam om lamvrektes te beperk. Hierdie praktyk van beheerde teeling kan by die infrastruktuur aangepas word deur ooe in groepe van byvoorbeeld 100, 200, 500 ooe en so aan te sinkroniseer en hulle met intervalle byvoorbeeld elke 14 dae te laat lam. Weens die korter lamperiode van kunsmatig gesinkroniseerde ooe, 3 tot 5 dae, as die tradisionele 35 tot 42 dae lamperiode, is eersgenoemde lammers met speen swaarder, omdat hulle gemiddeld ouer is. Ongeveer 300 tot 350 gram per lam swaarder vir elke dag wat hulle ouer is. Daar is ook 'n aansienlike besparing op voerkoste met kunsmatige gesinkroniseerde ooe. En wat genetiese vordering aanbetref, deur die gebruik van geneties meerderwaardige teelramme ten opsigte van ekonomies belangrike eienskappe soos reproduksietempo, groei en wolproduksie, kan vleis- en wolproduksie per hektaar verhoog word. Die tempo van genetiese vordering kan dramaties versnel word by wyse van servikale inseminasie met vars semen of laparoskopiese inseminasie met vars, afgekoelde of gevriesde semen van die beste geneties meerderwaardige teelramme. Wanneer dit kom by skandering en lamhokke, presisieboerdery, ooe moet 35 tot 42 dae nadat die ramme uitgehaal is of na inseminasie geskandeer word.
In 'n lamstelsel waar ooe eenmaal per jaar lam, moet alle droë ooe bemark word en nie vir verdere suiwerteeling gebruik word nie. Dit kan lei tot 'n aansienlike voerkostebesparing per ooi. Indien droë ooe nog een kans gegee word, moet hulle gemerk en na die kruisteeltrop oorgeplaas word in die geval waar kruisteeling gedoen word. Indien hulle daar ook misluk om 'n lam te speen, moet hulle geslag word. Afhangende van watter versnelde lamstelsel gebruik word, kan ooe wat in die versnelde lamstelsel misluk om 'n lam te speen nog 1 tot 2 kanse gegee word. Met skandering moet die ooe in groepe verdeel word volgens aantal fetusse en verkieslik ook volgens die siklus waarin hulle gaan lam. Dit is sodat diferensiële voeding volgens behoefte toegepas kan word. Dit is die mees kostedoeltreffende wyse van voeding, presisievoeding, en kan tot 'n verdere besparing in voerkoste lei. Alle ooe wat met meerlinge dragtig geskandeer is, as ook alle jong ooe, moet verkieslik in lamhokke lam. Die minimumgrootte is 2.25 vierkante meter per ooi. Ooe moet 10 tot 14 dae in lamhokke bly voordat hulle uitgeplaas word. Met die lamhokstelsel kan lamvrektes tot minder as 5% beperk word. Meerling geskandeerde ooe wat buite in kampe lam, se speenpersentasie is tot 20% laer as die van ooe wat in hokke lam. Jong ooe kan 14 dae voor volwasse ooe gelam word, sodat hulle lammers vroeër as die res gespeen kan word en ook om die jong ooe sodoende dan 'n langer herstelkans te gee voor die daaropvolgende paring. Dit sal 'n hoër lampersentasie verseker met hulle tweede lamkans. As die aantal lamhokke beskikbaar beperk is, sal hierdie praktyk die geleentheid bied om jong ooe ook in lamhokke te laat lam. Die gehalte van 'n volledige lamhokrantsoen asook die aanpassing daarop is uiters belangrik vir die sukses van die lamhokstelsel. Moet nooit probeer sny op die gehalte en hoeveelheid deurvloeiproteïen in die volledige lamhokrantsoen nie. Die rantsoen moet vanaf 6 weke voor lam teen 500 gram per ooi per dag op die veld of weiding gevoer word en die voedingspyl moet dan weekliks met 250 gram per ooi per dag verhoog word sodat jy 1 week voor lam op minstens 1500 gram per ooi per dag is. Die ooe kan dan 5 tot 7 dae voor lam na die lamhokke geskuif word waar hulle ad lib gevoer word. Om voerkoste te spaar, kan ooe korter voor lam na die volledige lamhokrantsoen oorgeskakel word. As die aanpassing oor 'n korter tydperk geskied, dan moet dit 'n spesiale geformuleerde lamhokrantsoen wees wat suurpens en metaboliese siektes kan voorkom. Daar kan dan so 4 weke voor lam met die voer van die spesiale volledige lamhokrantsoen begin word teen 500 gram per ooi per dag. Dit word dan elke 3de dag met 200 gram per ooi per dag verhoog, sodat die ooe 1 week voor lam op minstens 1500 gram per ooi per dag is. As ons kyk na kruipvoeding en voerkraal afronding, die voorsiening van kruipvoer aan lammers beteken dat hulle reeds vanaf 60 dae ouderdom vroeg gespeen kan word mits hulle minstens 25 kg weeg. As die gespeende lammers in 'n voerkraal afgerond word, dan kan die druk van die weiding afgehaal word. Gevolglik kan tot 25% meer ooe aangehou word. Hierdie vertikale uitbreiding van skaapboerdery verhoog vleisproduksie per hektaar met 'n gevolglike hoër wins uit die skaapboerdery. Kruipvoeding verseker ook dat die ooe minder kondisie en massa gedurende vroeë laktasie verloor, wat meer tweelinggeboortes in die daaropvolgende lamseisoen tot gevolg het. Die welslae van kruipvoeding hang af of die lammers voldoende kruipvoer vreet. Daarom moet die groeikoers van die lammers voortdurend gemonitor word. Sogende lammers behoort 350 tot 400 gram per dag te groei. Indien hulle minder as 300 gram per lam per dag groei, dan moet jy seker maak dat die lammers voldoende kruipvoer inneem. Om 'n hoë kruipvoerinname te verseker, moet daar voldoende vreedspasie en kruiphokspasie wees. Vreedspasie is 'n minimum van 5 cm per lam en kruiphokspasie is 'n minimum van 0.25 vierkante meter per lam. Afhangende van die ouderdom waarop lammers gespeen word, kan die totale kruipvoerinname wissel van 25 tot 30 kg per lam. 'n Hoë gehalte kruipvoer kan ad lib vanaf ouderdom 10 dae aan sogende lammers gevoer word. Om die inname van die kruipvoer aan te moedig, kan hoë gehalte
fyn gemaalde lucern in die kruipvoermengsel ingesluit word. In plaas van selfgemengde kruipvoermengsels kan kommersiële kruipkorrels ook as kruipvoer gebruik word. Kruipvoeding is die mees betalendste vorm van voeding. Goeie gehalte lammers vreet ongeveer 3 kg kruipvoer om 1 kg massa aan te sit, wat 'n terugbetaling kan realiseer van R2.50 vir elke rand aan kruipvoer gespandeer. Diversifisering word algemeen aanvaar as 'n strategie om die risiko in landbou te beperk. In hierdie verband behoort voerkraalafronding van selfgeproduseerde lammers 'n integrale deel van 'n skaapboerdery uit te maak om die risiko te verlaag. Met speen word alle markklaar lammers, asook die 10 tot 15% swakste, dis nou daai klein en boepens lammers, verkoop. Want 'n swak lam kan nie reg gevoer word nie. Net die beste nie markklaar lammers word in die voerkraal afgerond. So word waarde tot selfgeproduseerde lammers toegevoeg en terselfdertyd word hulle gradering en uitslagpersentasie verhoog. Vroeggespeende lammers moet op 'n hoë gehalte volledige voerkraalrantsoen afgerond word, om vinnige afronding, uitstekende voeromsetting en 'n hoë uitslagpersentasie te verseker. Waardetoevoeging en die vestiging van 'n eie vleishandelsmerk kan bewerkstellig word deur selfgeproduseerde lammers te slag en direk aan die publiek te bemark. As ons kyk na verhoogde produksie, die eindresultaat. In 'n semi-intensiewe suiwer teelstelsel, waar ooi eenmaal per jaar lam, kan elke ooi wat gepaar word, 70% van haar liggaamsmassa in kilogram lam op ouderdom 100 dae produseer. In 'n kruisteelstelsel kan elke ooi wat met 'n vleisram gepaar word, tot 90% van haar liggaamsmassa in kilogram lam op ouderdom 100 dae produseer. Die mate van intensifisering sal van plaas tot plaas verskil, afhangend van die infrastruktuur, bestuursvlak, begroting en dies meer. Die gebruik van moderne tegnologie, asook die nuutste skaapbestuurs- en voedingspraktyke, bied aan skaapboere die geleentheid om hulle skaapkuddes se uitsetprestasie, met ander woorde die kilogram vleis en wol geproduseer per hektaar per jaar, te verbeter en om volhoubaar winsgewend te boer. As jy wil weet waar staan jou boerdery teenoor die top 20% skaapboere in Suid-Afrika, gaan klik op die skakel wat wys WMS skaapboerdery evaluasie. Jy sal die skakel vind in die opmerkings of in die beskrywing van die video reg onder hierdie video. As jy minder as 80% kry vir jou evaluasie, dan stel ek voor dat jy aansluit by die Welvaart met Skaap mentorgroep. Jy sal die skakel vind nadat jy die evaluasie voltooi het. As jy meer wil leer oor stelsels in jou boerdery, klik op die video wat nou op die skerm verskyn.